vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. En Dr. Judy is natuurlik die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Lekker om jou te gesels. Lekker om hier te wees. Ek is nou lekker besig vanoggend, maar as Leonie is nie, kry ek lekker baie werk. En kan ek met jou gesels wat 'n lekker deel is. Ons gaan praat vanoggend oor hartkwale en die uitwerking op die vel. Nou, almal praat oor harte en hoe belangrik die hart is en die kwessies en so aan, maar ek het nou nooit gereken dat mens kan simptome van hart op 'n vel sien nie. So hoorie Dawie, wees nou geduldig want ek moet nou baie praat, maar daar's eintlik baie simptome want die vel kan 'n kliniese indikator wees van as iets kan fout gaan. En hier is nou nie 'n selfdiagnoserende segment nie, maar dit kan 'n aanduiding wees dat iets fout is. So een van die elemente wat 'n bydraende faktor kan wees is jy edeem het. Met ander woorde swelling in die onderbene en die voete. Dit lei ook bietjie tot swak bloedtoevoer in daai spesifieke areas. As jy kort van asem is, dan moet jy definitief 'n dokter gaan sien saam met hierdie swelling en vogretensie. 'n Tweede ene is sianose. Nou wat dit eintlik beteken is definitief nie genoeg suurstof toevoer na weefsel en na organe nie. En jy kry byvoorbeeld blou vingerpunte, blou lippe, blou oorlobbe, selfs met tone. 'n Derde ene kan wees 'n livido reticularis wat eintlik hierdie netagtige vlekke is op die vel. En as jy eerste keer na 'n persoon se vel kyk, en lyk dit asof hulle eintlik koud kry, maar hulle kry nie koud nie. Daar is net hierdie vasokonstriksie. Dan kry jy ook hierdie afbuiging of knibbelagtige vergroting van die vingerpunte of bloederige splinters onder die vingernaels wat weer eens kan dui tot 'n onstabiele vaskulêre konstruksie. Jy kry xanthomelasma of xanthometoma wat tipiese geel wasagtige, ek wil amper sê ekspressie op die vel is, maar baie onder die oë, op die ooglede, oor die lyf ook, en dit dui natuurlik tot lipid metabolisme en hoë cholesterol. Jy kry Osler's nodules. Nodules hier op die kneukels van jou vingers, wat natuurlik 'n aanduiding kan wees dat jy 'n infeksie in jou hart het wat baie ernstig is. En dan kinders word ook nie vrygespreek nie. Hulle sukkel weer met Kawasaki se siektes wat dui tot bietjie droë lippe, bloederige lippe, en dan moet ouers ook so gou as moontlik by 'n dokter uitkom. En al hierdie goeie sien jy op 'n vel. Jy kan dit fisies op jou vel sien. So nie selfdiagnoserend nie, maar dit help identifiseer en kom net dan by 'n dokter uit. En maar mense gebruik hierdie woorde soos kardiovaskulêre oefening en bloedsomloop so maklik. Maar kan jy die uitwerking daarvan op die vel ook sien? Jy kan natuurlik, dis hoekom ons mense sê oefen net 'n bietjie meer. Die hele ding wat ek eintlik vanoggend bespreek het, is daai vaskulariteit, help om bloedsomloop te bevorder, om nutriënte by jou vel en by jou ander organe te kry en om suurstofvlakke hoog te hou. En mense gaan vra, okay, maar kan velsorgprodukte help? Natuurlik, want daar's sekere velsorgprodukte wat jy byvoorbeeld op jou vel kan sit wat sirkulasie kan verhoog. Dit dien amper 'n doel van hierdie kompressiekouse wat ouer mense moet dra om sirkulasie te verbeter. Sekere velsorgprodukte en bestanddele kan sirkulasie bewerkstellig en help met beter bloedtoevoer en nutriënte na die vel toe. My bek hang oop oor al hierdie goeters. Dr. Judy, baie dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het. Ek kan vir ure met jou gesels. Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Dankie dat jy vanoggend vir ons kom vertel is van die hart en die vel. Dankie vir die geleentheid. Hoe kan julle dit glo?